Volk van Israel, vandag is die 30ste Junie 2026. My boodskap vanmôre aan my volk, die verlore huis van Israel, wat Vader oor spreek. Hy het vir jou in Lukas 10 vers 25 gesê, 'n wetgeleerde man het opgestaan en gesê, Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te kan hê? Vader het vir hom gesê, wat staan in die wet? Hoe lees jy? Vader sê vir hom, jy moet Jahwe jou lief hê, met jou hele hart, jou hele wese, jou hulp, jou krag, jou verstand en jou naaste soos jouself. Vader sê vir hom, doen dit en jy sal lewe. So hier sê Vader vir ons deur sy profeet Esegiel. Hy het wagte aangestel dag en laat om julle as volk te waarsku. Waarom tog wil julle sterwe, sê die woord. Hy sê daar vir jou in Esegiel 3 vers 19, maar as jy die goddelose gewaarsku het en hy hom nie van sy goddeloosheid bekeer nie, dan sal hy sy ongeregtigheid sal hy sterwe. Maar nou sê Vader ook vir jou in Numeri 10 vers 9, en as julle in 'n land in oorlog kom teen julle vyand, wat met julle veg, moet julle met die trompette alarm blaas, dan sal aan julle gedink word voor die aangesig van Jahwe jou Elohim, en julle sal van julle vyande verlos word. So volk, Vader het wagte op die mure gestel. Daar's 'n man met die naam van Japie van Seil, wat dag en nag die volk waarsku oor julle ongeregtigheid, met ander woorde julle wetteloosheid. Daar's 'n man met die naam van Frik Weideman, wat dag en nag laat julle volk waarsku om terug te keer na Vader se Sabbat. Daar's 'n man met die naam van André Gericke. Volk, dis tyd om te luister. Dis tyd om op te let. En moenie doen wat julle doen nie. Gee ag op die woord van Vader Jahwe, want hy het deur sy woord gesê, hy het geen behaag in die dood nie. En ek wil dit vandag vir julle lees. Hy sê in Esegiel 18 vers 31 en 32, werp al julle oortredinge waardeur julle oortree van julle af weg en maak van julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. Toe hy gepraat het oor die gees in Handelinge 5 vers 32, het Vader gesê, aan die wat gehoorsaam is aan hom, sal hy die Heilige Gees uitstort, die Ruach Kadesh. So hier sê hy vir jou, hy gee vir jou 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. Hy sê in vers 32, want ek het geen behaag in die dood van hom wat sterwe nie, spreek Meester Jahwe. Bekeer julle dan en lewe. So, as ons ook gaan kyk in 2 Kronieke 7 vers 13, kom ons kom voor Vader Jahwe, ons verootmoedig en ons kry ons lewe reg met Vader. En hy sal ons oortredinge vergewe. Mag julle geseënde dag hê. Shalom, my naam is Frikkie Roubach. Julle kan my skakel by 064 9466 312. Shalom.